Wat sê julle? Baie welkom by Spiritual Talk episode 9. So, ons het al 9 episodes in hierdie storie in en dit is altyd lekker om te gesels oor hierdie onderwerpe. Dit is lekker om 'n praktiese ding te vat, so 'n bietjie uit te breek tussen my en wie ook al altyd langs my sit. En soos julle nou kan sien, is 'n bekende gesig, Benny Jonker. En Benny, dankie weer eens. Dit is altyd lekker om saam met jou oor hierdie goed te gesels. Ons gesels eintlik baie oor hierdie goed, nooit agter 'n kamera nie. Maar ons kan seker maar 'n bietjie deel. Dit was eie ervaring, is 'n bietjie perspektief. En dit is altyd lekker om die woord oop te breek op 'n ander manier, op 'n meer dag-tot-dag leefwyse. En net so 'n bietjie meer van die, ek wil daai woord godsdienste gebruik om dit weg te haal en net te sê, luister, hier is 'n day-to-day guideline vir hoe jy jou eie gedagtes, jou eie leefstyl kan opbreek en te verstaan en hoe jy actually kan uitkom by dit die lewe wat God vir jou beplan het. Daai Zoe lewe, daai goddelike lewe. En ons gesels vandag oor hoe jou gedagtes krag kry in die woorde wat jy spreek. Nou ons ken die skrifgedeelte in die woord wat sê, en ek gaan sommer hier vinnig lees. Hy sê, Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong. Dis 'n skrifgedeelte wat ons baie rondgooi. En ek dink dit was jy wat nogals, jy het een keer gepraat en jy het gesê, maar voor dit kom by iets wat jy spreek, het dit gevorm by 'n gedagte. En dis wat ek so 'n bietjie wil uitbreek vandag, en is dat hoe jou gedagtes krag kry in die woorde wat jy begin spreek. Want nog voor jy iets gesê het, het dit eers begin as 'n gedagte. Dit het eers ontstaan as iets wat jy wemel in jou kop, en halfweg het so begin krag kry, en uiteindelik, dit wat jy spreek, is maar eintlik net 'n getuienis, en dit wat besig is om in jou gedagtes te wemel, wat aangaan daar. En ons het 'n paar skrifgedeeltes wat ons kan uitpak oor dit, maar uit jou eie ervaring uit, Benny, ek weet ons het 'n rukkie terug gepraat oor, jy weet, mans wat met baie woede rondloop, en een van die goed wat saam met dit gaan is jy praat baie met jouself. Jy weet, jy het amper hierdie konfliksituasie wat in jou kop aangaan, en jy wemel, jy weet, jy stoei amper met jou gedagtes, wil ek sê. Jy weet, en uiteindelik, jy weet, kom dit voor na dit wat jy sê, hoe jy redeneer, hoe jy 'n aksie sien, hoe jy praat daaroor, en wat ook al jy sê. En dis alles 'n resultaat van die gedagtes wat die hele tyd hier gewemel in jou kop. En ons moet half begin kyk, hoe kan 'n mens jou gedagtes vasvang? Hoe kan jy jou gedagtes reguleer? Hoe kan jy jou gedagtes herstruktureer om seker te maak dat dit wanneer die kom by die deel waar die woord sê dood en lewe lê in die mag van die tong, dat dit wat jy spreek uiteindelik 'n getuienis van dit wat jy glo reeds in jou gedagtes van jouself. Ja, in die eerste plek aan al die go-to guys gaste vandag, baie welkom. Dis altyd nice om oor hierdie onderwerpe te gesels, en ek wil net by jou aansluit dat dit wat jy sê is seker een van die waarste stellings wat jy kan maak. Ek meen, ons in die eerste plek het ons hierdie groot gewoonte om baie Bybelverse net rond te gooi. Jy weet, in die eerste plek, so wat jy gesê het, ons is baie lief vir daai gedeelte wat jy nou aangehaal het van die, jy weet, die mag van die lewe, of die krag van die lewe en die mag van die tong. Ja. So wat jy spreek, of jy nou dood spreek en of jy lewe spreek, dit affekteer jou lewenswyse. Ja. En as dit so eenvoudig was, ek dink byvoorbeeld 'n Bybelverse waar Paulus sê, hy sê, bekommer julle oor niks. Het jy dit al probeer? Ek wonder hoeveel van die mense wat saam luister het dit al. Het jy al jou probeer om oor niks te bekommer nie? Hy sê dit, en hy maak hy stelling, hy sê, bekommer jou oor niks. Dis onmoontlik. Ja, ek weet nie wat hy daar gedink het. Verstaan jy? Hy maak hierdie stelling en hy laat dit so maklik klink. Hy laat dit so eenvoudig klink. En ek dink dis baie keer wat gebeur is, as die Bybel lees, dit klink so maklik. Dit klink so eenvoudig, maar dit is nie. Dis, jy moet dit intentioneel ondersoek, en dan moet jy dit intentioneel toepas. Nou, wanneer jy praat van jou denke wêreld weet ons beïnvloed jou hele lewenswyse. Ek meen, dit is bevestig, dit is bewys. Kyk net na die wetenskaplike bewyse wat is rondom die funksionering van ons as mens, hoe ons, jy weet, hoe die brein funksioneer, die invloed van jou denke in jou lewe. Nou, as jy iets lank genoeg repeteer in jou gedagtes, en dis 'n repeterende gedagte, dan word dit iets wat jy glo. So jou geloof word gevorm wanneer jy iets repeteer in jou gedagtes. Jy sê dit vir jouself oor en oor en oor. Nou baie mense het probleme, self hulle sê, weet jy wat, ek is nie goed genoeg nie. Ek verdien dit nie. En mense repeteer daardie soort gedagtes oor en oor. En hoe meer dit gerepeteer word, hoe meer word dit 'n stand van geloof. Met ander woorde, jy glo dit nie net nie, nou is jy daarvan oortuig. Nou hoe weet ons jy is daarvan oortuig? Want jou liggaam is amper soos 'n harde skyf in 'n rekenaar. Jou liggaam word dan die brein
van jou as mens. Dan is dit nie meer jou brein wat jou liggaam beïnvloed nie, dan beïnvloed jou liggaam jou brein. Dis 'n baie interessante proses en as ons daardie proses verstaan, dan begin ons, ek voel nie meer so lekker nie. Jy weet, skielik voel ek siek, skielik voel ek ongemaklik. Dan begin jou liggaam jou brein beïnvloed. Ja, dis ek haat dit want soos jy sê, dis en is regtig so. Jy sien dit in mense en jy ervaar dit in jou eie lewe ook. Soos jou liggaam, eers skielik is jy siek vir geen rede. Ja. Vir geen absolute rede voel jy net moeg. Jy kan nie verstaan nie. Jy kry genoeg slaap in, maar jy's net moeg. Ja. En dis jou gedagtes wat jy later aan dis amper sê jy weet nie eens daarvan nie, maar dis in jou onderbewussyn wat jy goed hardloop. Wanneer alles stil raak in die werk, wanneer jy alleen is by jou huis, by jou woonstel, waar ook al, wanneer jy alleen is met jou gedagtes eintlik maar, dan amper asof hardloop hierdie goed deur rond. Ja, ja. Ek meen ek het al wakker geword en dan voel ek my gedagtes het nog gehardloop en ek kies, okay. En dan ewe skielik is jy nie moeg nie. Jy weet, maar dis 3:00 die oggend. Dan sit jy dan, okay, wat nou? Jy weet, ek voorstel om te slaap, maar duidelik wil my brein nou oor iets dink heeltyd. En dan moet jy jouself nou weer iets anders kry, intentioneel soos jy genoem het, om jou gedagtes te fokus op iets anders. Ja. En dis moeilik. Ja. Dis genuinely moeilik. Ek weet nie, ek het 'n punt hierso gemaak wat ek sê, gedagtes is die wortel van ons woorde. Jy weet, en ons skrifgedeel wat mooi staan, hy sê in Matteus 12 vers 34 sê, want uit die oorvloed van die hart praat die mond. En wat vir my uitstaan daar is, wat ook al in jou gedagtes aangaan, kry half 'n beeld in jou hart. En hy sê hierso, wat die oorvloed van die hart praat die mond. Want so wat ook al in jou hart wat aangaan, ek het gepraat van die oortuiging. So dit wat jy repeteer in jou gedagtes word 'n oortuiging in jou hart en dit uiteindelik waarvan die hart vol is op die mond van oor. Ja. En dit is vir my 'n mooi beeld om te besef dat wanneer ek hierdie klein goedjies begin uitsit, wanneer ek hierdie stappe begin verstaan van dit begin als by my gedenke, kan ek verstaan hoekom my hart voel soos hy voel. Ja. Kan ek verstaan hoekom ek seer voel of ongeliefd voel of voel of ek alleen is of jy weet jy kan na enige konteks daarin gooi wat van toepassing is vir jou. En uiteindelik is dit oor die woorde want dis 'n oortuig waarvan die hart vol is op die mond van oor. En nou spreek dit oor jouself. En dis nou maar jou realiteit want dis wat jy geskep het vir jouself nou. Ja, ons besef nie die proses nie. Ons is nie bewus van die proses nie. Kom ek sê so, want die proses, ek meen kyk na die definisie van geloof. Hebreërs 11 vers 1 sê geloof is, hoor wat hy sê, hy sê geloof is 'n vaste vertroue. So dis 'n stelling. Hy sê dit is 'n vaste vertroue. So met ander woorde, geloof is nie noodwendig positief nie. Geloof kan ook negatief wees. Wanneer jou denke gefokus is op 'n repeterende gedagte van negativiteit, word dit 'n geloofstelsel. Dan glo jy iets wat nie noodwendig waar is nie. En wanneer jy iets glo wat nie noodwendig waar is nie en jy internaliseer dit, dan word dit 'n onderbewussyn, jy weet, metode van of kom ek sê dit word 'n lewenswyse waar jou onderbewussyn regeer. So met ander woorde jou onderbewussyn is wat ek net gesê het, dis soos die harde skyf. Dis gehardwire, dis daar. Dis geprogrammeer. Dis jou outomatiese default waarna toe jy terugbeweeg wanneer jy 'n sekere ervaring bevind. As jy byvoorbeeld in 'n situasie kom waar jy's onder druk. Jy dink nie hoe jy gaan reageer in so 'n situasie nie. Jy keer terug na default. Ja. Jy sien, dis ook belangrik is om so ag te gee op jou denke, want jou denke vorm jou lewe. En ons is nie bewus daarvan nie, want ons het hierdie goed nie geleer nie. So, dis hoekom die skrif ons leer. Spreuke sê dieselfde, hy sê soos wat 'n mens dink hy is, So is hy. so is hy. Yes, dit is eintlik skokkend, maar soos jy net sê, dis goed wat ons nie geleer is nie. Ja. En ek haat dit om te besef dat daar soveel wysheid en kennis wat verlore is, veral onder jonger mense, want die probleem is jy wil eintlik die jonger generasie reeds hierdie tipe waarhede leer. Ja. Hierdie tipe beginsels sodat ons op vroeg genoeg ouderdom alreeds ons gedagtes begin beheer of reguleer, wil ek amper sê. Net om seker te maak dat ons word nie vasgevang in ons gedagtes van wat is die Engels sê nou mooi self-destruction. Ek probeer nou mooi dink in Afrikaans, maar dis moeilik want ek sien dit raak want ek het soos ook al 'n paar keer vir jou gesê het, ek luister na 'n podcast en dis amper elke 10 minute wat die ou sê, you know, I have an anxiety en ek sê yes ou. Jy het een oortuiging oor jouself gespreek en jy glo dit vir die res van die lewe. Ja. En jy weet ek probeer niks afbreek oor iemand nie, maar dit is net vir my, dit word te maklik aanvaar, voel dit vir my. Dit is ek ervaar iets, nou gaan Google ek die simptome en dan sien ek nou sê Google dis wat jy het en sê okay, so ek het dit. En dis vir my skokkend want dis die stelsel waar ons ingeval het nou.
maar ek gaan nie terug na my eie gedagtes en ek sê, okay, Here, wat is dit wat maak dat ek voel soos ek voel? Help my om my gedagtes te reguleer. Gee vir my daai wysheid en insig wat ek nodig het om te besef waar die probleem eintlik is, sodat ek dit kan aanval en amper sê verwyder, jy weet, 'n hard reset doen in my gedagtes en eerder 'n nuwe gedenkpatroon begin ontwikkel en oefen, sodat dit die oortuiging kan word van my. Ja, daar's 'n interessante skrif in die boek van Petrus byvoorbeeld, en ek dink jy ken die skrif baie goed wel. Petrus skryf en hy sê voeg by jou geloof. Ja. Onthou, en dis as ons die definisie van geloof verstaan, geloof is 'n vaste vertroue. Dan sê hy, brei jou geloof uit, groei jou geloof. Jy weet, moenie net vashou in daai repeterende gedagte wat jou geloof gevorm het nie. Voeg by. En dan praat hy van goed soos integriteit, selfbeheersing. Jy weet, hy brei uit op die eienskappe wat ons het as mens. Jy weet, Paulus kom byvoorbeeld in Galasiërs 3, 2 keer. Sê hy daar iets interessant en ek wil fokus op die stelling wat hy maak. Hy sê daar, totdat Christus in julle gevorm word. Nou, die stelling wat hy maak is met ander woorde, hy impliseer dat daar 'n salwing in ons gevorm word. Nou, wanneer ons praat van die woord salwing, dan praat jy van iets wat geneesbaar is. Want die woord Christus, as jy kyk na die oorsprong van die woord, jy weet, beteken die gesalfde een of salwing. So met ander woorde, as daai gesalfde lewenswyse, daai goddelike lewenswyse in ons gevorm word, is dit 'n nuwe metode van genesing, 'n nuwe metode wat ons nie net vind nie, maar wat ons dan nou leer ons kan gebruik om 'n nuwe lewe te vorm. En dit is wat baie min mense besef. Weet, die meeste mense leef op hierdie grondslag dat dit is wat dit is en ons leef soos wat ons leef. Ja. Verstaan jy? Ons kan niks verander nie, ons kan niks verbeter nie. Dis nie waar nie. As ons net verstaan hoe kragtig ons denkwyse in ons lewens is en jy weet hoe dit ons lewens vorm, sal ons soveel meer aandag gee in wat ons gebruik om ons gedagtes mee te vul. Want in die eerste plek, die invloed wat jy in jou lewe inneem wat jou gedagtes vorm, leer jou of dit vorm jou om te dink wat jy reeds dink. So met ander woorde, die wêreld wat jy huidigelik in leef, is nie per toeval nie. Nee, dis Jy is hier weens 'n sekere hoeveelheid gedagtes wat jy oordink het en daai gedagtes het jy gebruik om in geloof 'n sekere aksie te neem en daai aksie het gevorm wie jy is en wat jy doen vandag. Ja, ek meen dis so goed soos iemand vra my nou, weet jy, wat het jy gedink jy gaan na skool doen? Ja. As ek vir my glad nie wat ek nou doen nie. Ja. En dis as gevolg van omstandighede, lewe wat gebeur, goedjies wat jy nie voorbeplan het nie, maar deur dit alles het jy 'n bepaalde denkwyse gehad van hoe jy dit gaan hanteer. Weet jy, as jy met 'n slagoffer denkwyse dit goed benader gaan jy voel, ag nee, my studies het nie gewerk nie, so dis dalk nie wat ek moet doen nie. Nou voel ek okay, nee, ek moet nou my passie maar verloor my droom en dan moet ek eerder iets anders gaan aanpak. Jy weet, en dit is die tipe denkwyse wat baie mense het, is amper hierdie slagoffer denkwyse wat hulle het oor hulle self en as okay, as een ding nie uitwerk vir my nie, dan is dit maar wat dit is, soos jy gesê het. Ek het een skrifgedeelte wat mooi aanpas. Die opskrif wat bepaal eintlik, hy sê gedagtes bepaal ons werklikheid deur ons woorde. En daar's 'n skrifgedeelte wat ek mooi aanvind hierso, en dis Filippense 4 vers 8. Hy sê alles wat waar is, alles wat eerbaar is, daaraan moet julle dink. Ja, bedink daardie dinge, ja. En dit is soos okay, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, dit moet julle bedink. So is weer eens 'n opdrag te gee van dit moet jy doen. Dis nie dit het julle gedoen of dit is iets wat julle dit moet julle doen. Want dit bepaal die lewensstandaard wat jy het vorentoe. Dit bepaal die uitkyk wat jy het op die lewe vorentoe. Dit bepaal hoe jy voel die oggend as jy opstaan en jy klim uit die bed uit. Want ek meen baie van ons staan op en sê ek haat my lewe. Ek hou nie so, ek sien lus nie. Maar as ek staan op so, eerste ding waarna ek dink koffie. Okay, koffie. Tweede ding is, die geyser, ek moet die geyser aan. Maar dis interessant, ek wil net jou daar stop. Ja. Kyk byvoorbeeld die eerste ding wat jy aan dink. Onthou, jou liggaam byvoorbeeld is geneig om eers na homself te kyk. Ja. So die eerste gedagte wat jy het in die oggend is jy dors of is jy honger. Verstaan, dis daai beginsel van jy's gehardwire om te dink eers aan koffie. Is koffie die belangrikste prioriteit waaraan jy kan dink? Nee, maar dis daai eerste reaksie, verstaan jy? Dis daai onderbewussyn wat jy reeds dit is 'n vasgestelde beginsel, dis daar. Jy kan dit verander, maar op hierdie oomblik is dit onveranderlik. Dis iets wat ek al vir wat, kom ons sê, meer as 2 dekades geoefen het. Verstaan jy? Ja, dis ingeoefen, ja.
So as jy dit wegvat, ek onthou ek het nog saam met julle, dit was nou al 'n paar jaar terug, nou ry ons na kamp toe en ek was onder die indruk, daar gaan nie koffie wees by die kamp nie, nê. En ek dink ek was seker kom ons sê graad 10 of 11, ek weet nie. En op pad sin toe vra iemand van my, "Maar Pierre, hoekom lyk jy so negatief?" Ek sê, "Nee, jy gaan nie eens koffie wees by die kamp." Ek sê, "Wat? Daar gaan wees ou, soos daar gaan koffie wees." My hele gesindheid het sommer verander. Maar dit is nou 'n simpel voorbeeld, maar dit wys jy net dat jy het hierdie ek soek nou 'n mooi afhanklikheid van 'n sekere item in jou lewe of 'n sekere produk of 'n sekere persoon, dat die oomblik wat dit nie daar is nie, dan breek dit jou optimisme amper. Dit vat dit heeltemal weg. Jy weet, dit is amper soos iemand vra my, "Okay, as ek nou so maak en ek vat jou kar weg, hoe gaan jy voel?" Okay, dit gaan hartseer wees, maar dit is nie so erg nie. Okay, ek vat koffie weg, hoe gaan jy voel? Nee, nie my koffie raak nie. Dis los my koffie uit. Ja, maar sien, dit leer ons iets. Dit leer ons hoeveel mag het jou denke oor jou emosies byvoorbeeld. 100%. En onthou, dis bitter belangrik en ek dink nie ons besef dit nie. Omdat ons ook emosionele wesens is, nê. Ja. Onthou jou denke, wat gebeur as jy 'n sekere gedagte repeteer in jou gedagtes? Dan kom jou brein en jou brein stel 'n sekere chemikalie vry. Jy weet wat 'n invloed het, wat 'n emosie skep. Of jy voel positief, of jy voel negatief, of jy voel gemotiveerd, of jy voel gedemotiveerd. Ja. Verstaan jy? Of jy voel, jy weet, nou het jy skielik energie, nou wil jy op hardloop en jy wil op die blok hardloop, of jy voel, weet jy wat, jy het net gesê, nou is ek skielik moeg en jy wil niks doen nie. So met ander woorde, verstaan jy, en dit is alles te danke aan die gedagte wat jy repeteer, daai gedagte, jou brein skep daai sekere chemikale wat 'n emosie skep, en daai emosie het soveel meer mag oor ons as wat ons besef. Hoekom? Wat ons reageer op ons emosies. Nou dit leer ons iets. Dit wys ons wanneer ons denke kan verander en ons kan klaar bepaal hoe ons daaroor wil voel, dan kan ons 'n nuwe realiteit skep. En ek wil dit weer sê. Hoor mooi wat ek sê. As jy jou denke kan bepaal, met ander woorde wat jy moet dink, en jy kan klaar bepaal hoe jy daaroor moet voel. Ja. Nie hoe jy daaroor moet voel. Kom ek gee 'n voorbeeld. Paulus skryf in die Nuwe Testament, herhaal hy sê, wees dankbaar. Hy sê, wanneer hy praat van gebed, dan sê hy, wees altyd dankbaar. So met ander, soveel kere word in die skrif ons geleer dat ons moet fokus, dat ons 'n gedagtegang moet hê van dankbaarheid. Hoekom? Want as ons lank genoeg oor dankbaarheid mediteer, as daai gedagte lank genoeg repeteer in jou kop, dan begin jou brein fisies iets skep, en ek het dit vorige keer vir jou gesê, wat as 'n geneesmiddel in jou liggaam invloei. Jy voel beter, jy voel kalm, jy begin herstel, jy's rustig, jy voel gemotiveerd, en alles net te danke aan een gedagte, dankbaarheid. Dis weer eens kom neer, dis iets wat jy nie geleer word in 'n tradisionele opset van 'n kerk nie. Dis iets wat jy moet leer deur 1 tot 1 met mense te gesels, deur iemand te identifiseer in jou lewe met wie jy pad kan stap, met wie jy die woord kan oopbreek en gesels soos wat ons nou doen. Informeel, rustig, en dis doeteenvoudig perspektief en kennis wat ons deel met mekaar. En op 'n meer gereelde basis as 1 keer 'n week waar jy gaan sit. Dis waar. En dis hoe jy groei, want dis lewenservaring wat jy deel met die persoon, uitdagings wat jy het in jou hart, wat jy deel met iemand anders, en daai persoon, weet jy wat, ek het hierdie selfde ding gegaan as jy, hier's wat ek ervaar het. Nou deel hy sy ervaring, sy kennis met jou, deur hy omstandighede wat hy of sy gehad het, en nou sien jy, maar ek het nooit daaraan gedink nie. Nou ewe skielik is dit anders. En dit voel vir my dat die tradisionele manier hoe 'n Christen groot word, is al soveel weggevat van jou af, wat eintlik praktiese toevoeging het vir jou lewe wat jy mis. Ja, ek dink nie dis 'n kwessie van al soveel al weggevat nie. Ek meen daar's 'n skrif in die Ou Testament wat sê dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So met ander woorde, jy kan nie kennis deel wat jy nie het nie. En ek dink dis die fenominale waarheid van die tyd wat ons in leef, is dat ons het soveel inligting tot ons beskikking. Jy verstaan, en wanneer ons onsself bevind op 'n plek waar ons voel ons groei nie, ons het stagneer, is daar iets wat ons altyd kan ekstra leer om daai verandering mee te bring. So jy hoef nooit op 'n plek te wees waar jy voel jy stagneer. Ja, voeg by. Dis wat skrifgedeelte. Ja, voeg by. Dis vir my mooi. Verstaan jy? So met ander woorde, dis die beginsel. So daar's altyd iets wat ons kan byvoeg, altyd iets wat ons kan leer. En wanneer iets nie werk nie, kan ons iets verander. Paulus sê in Romeine 12, hy sê word nie gelykvormig aan die denkpatrone van hierdie wêreld nie. En ek hou van die stelling die denkpatrone, maar word verander deur die vernuwing van julle
denke. Herhaling versterk gedagtes. Ja. Dis so nodig. En ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ek Romeine 12 vers 2 eintlik al gebruik in my lewe nie. Maar dit is een klein bousteen wat nodig is. Ja. Maar Paulus maak dit net duidelik dat herhaling is nodig. Want hy weet die regte herhaling bygesê. Dis waar die geheim weer kom. Want hy weet herhaling kan maak dat jy gelykvormig word, maar herhaling in die regte opset kan maak dat jy getransformeer word. Ja. En dis belangrik om 'n onderskeid ook te tref. Om te weet dat hierdie is goed vir my, maar hierdie is sleg. En ek hou van, ons het nou gepraat van, jy kan slegte geloof hê, wat 'n oortuiging in jou hart skep en in jou lewe, dat hierdie is die realiteit. Dit is maar wat dit is. Ja, want ons het definisie van geloof, dat geloof altyd goed is. Ja. Verstaan nie? En ek weet nie hoe het ons by daardie definisie uitgekom nie. En ek gaan jou al sê wat ek dink hoekom ons dit gedoen het. Is want ons is gewoond daaraan om 'n sekere taal te praat. In die kerkwêreld praat ons 'n sekere taal. Jy weet ons praat en ek wil dit op 'n baie sensitiewe manier sê, 'n godsdienstige taal. Die woorde wat ons gebruik is godsdienstige woorde. En daai godsdienstige woorde impliseer altyd dat ek werk na iets beters toe. Jy verstaan, so wanneer ons verwys na geloof, dan moet geloof altyd goed wees. Geloof is nie altyd goed nie. Geloof kan negatief ook wees. En ons besef dit nie. As ons nie tot die besef kom dat ons verkeerd dink nie, gaan ons nooit tot die besef kom, maar wat is die oorsaak van my probleme nie? Ja, ek het ons praat nou weer van denk en baie keer is jy slagoffer van die denkwyse en toe kry ek nou weer eens die gedeelte in 2 Korintiërs 10 vers 5 en ek deel baie skrifgedeeltes vandag, maar dit staan net almal uit en is dat ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Dit wys net weer eens dat die skrifgedeelte bevestig dat jou gedagtes is iets waarmee jy gaan sukkel. Ja. Jy moet dit gevange neem. Dit sou nie net daar gestaan het as dit nie iets is waarmee ons nie struikel. En luister na die sterk stelling, dis 'n baie sterk stelling wat hy maak. Ja. Hy sê ons neem die gedagte gevangene. Ja. So met ander woorde, wat beteken dit as jy iets gevangene neem? Jy Jy sluit hom laat toe. nie toe Ja. laat dit eers in 'n sekere rigting beweeg nie. Ja. Jy hou nie met gevangene. Dan ondersoek jy, wat gaan hierdie gedagte doen? Jy weet, waarom het ek hierdie gedagte? En dan sê hy, dan vat jy daardie gedagte en jy maak dit gehoorsaam aan Christus, aan die woord. Jy sien, dis bitter belangrik, want die woord dra mag. Ek meer kyk selfs na die funksionering van hoe God werk. As God 'n kreatiewe wese is in sy volheid wie hy is, Ja. dan beteken dit woorde is kreatief. Met ander woorde, woorde vorm iets. Ons sien dit in die stelling Genesis. In die begin het God die hemel en aarde gemaak. Bereshit barach Elohim et. Daai et wat hy gebruik sê dat die heelal is geskep deur die woord, want die woordjie et is alfa en omega, met ander woorde dit beteken deur die begin en die einde. Ja. So dit is reeds, want die woord sê ons ook dat In die begin alles was- is in die begin. Ja, in die begin Jy weet, was met ja, jy alles verstaan. was in die begin in die woord Johannes was met 1, God. daar sê hy, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en alles is deur hom gemaak en alles is vir hom gemaak. Ja. So met ander woorde, die stelling definieer dat die woord is skepend. So as God skepend is en is ons in ons natuur om skepend te wees, is dit presies die implikasies wat ons hier volg, is dat die woorde het 'n skepende natuur in hulle self, of negatief of positief. Ja. So dit is eintlik 'n realiteit wat jy vir jouself skep en op 'n van die dag, dit is weer eens dit voel amper asof jy slagoffer raak van jou gedagtes, want jou gedagtes raak woorde plus jou gedagtes word eintlik maar aksie. En jy skep 'n realiteit vir jouself en jy glo oor jouself en jy is in daai situasie en jy kyk maar om die wêreld om jou en jy voel as 'n gevangene in die wêreld. Ja, ek wil by jou aansluit. Jy het dit mooi gesê en ek hou daarvan. Jy sê ons is slagoffers van ons gedagtes. Ja. Dis 'n baie sterk stelling, want onthou in dieselfde asem kan jy sê met ander woorde ons is slagoffers van wat ons glo. Ja. Want dis wat gebeur. Dit wat jy dink vorm jou geloof en jou geloof is dan of positief of negatief. So ons is slagoffers nie van ander mense nie, maar van wat ons van onsself glo. Slagoffer van jouself. Dis waar, verstaan jy? Ja. Dis eintlik verskriklik om te dink en dit gebeur so maklik, dis die probleem. Omdat ons brein so gewire is om dit inligting te neem. Ek lees 'n boek van Stephen Joubert, hy sê verander jou denke, verander jou lewe basies, as ek dit nou reg onthou die titel. En dit gaan oor, daar's een gedeelte wat hy noem dat jou brein gaan op 'n tipe van 'n power saving mode. En hy doen dit wanneer jy in 'n kom ons sê jou kamer byvoorbeeld waar jy baie van jou lewenstyd spandeer. Jou brein weet presies wat in elke deel van jou kamer is. Hy weet byvoorbeeld hierdie fotoraam is hierso, hy weet daai kassie is daai bedjie is daar. So hy gebruik nie soveel prosesseringskrag
om te prosesseer wat hy inneem nie, want hy weet reeds wat daar is. Jou brein Ja. onthou tog. So dan sê hulle noem dit 'n power saving mode wat jou brein amper ingaan, want hy weet reeds wat daar is. So jou brein funksioneer nie eers en wat hulle probeer sê daardeur is dat as jy nie jouself blootstel aan nuwe goed nie, nuwe inligting wat jy leer, nuwe omstandighede, nuwe denkwyse, gaan jou brein hoofsaaklik amper sê 80% van die tyd in 'n power saving mode funksioneer, want dit wat hy sien is wat hy heeltyd sien. Ja, jy's Dit in 'n wat fight jy- or flight mode. Dit wat jy dink jy heeltyd. Jy Ja. verander niks nie, jy stimuleer niks nie. Jy stagneer eintlik maar net jou brein basies. En dit is nog geskokkend, want toe besef ek sien nou hoe my brein wil funksioneer. Hy wil inligting inneem en as hy dit nie kry nie, gaan hy in power saving mode. Ja, Dis wat maar hy daar's gaan niks doen. niets hier, daar's niks, jy verstaan jy? Ja. Die neurone in jou brein, dit onttrek hulle self. Jy weet, dit groei nie, dit soek nie nuwe koneksies nie. Ja. Jy verstaan, dit is gewoon so belangrik is om op te let. En ek wonder hoeveel mense daar buite, jy weet, sit in 'n giftige omgewing waar jy heeldag hoor hoe sleg jy is. Jy weet hoeveel harder jy moet werk. Jy weet, jy moet jouself verwyder uit jou omgewing uit, want 'n giftige omgewing gaan op die langtermyn gaan jou vernietig. Want dit begin by jou gedagtes. Daarna gaan jy begin glo wat mense heeldag op jou skree. Jy weet wat hulle internaliseer in jou in. Dit word naderhand 'n oortuiging. Jy verstaan, môre as jy gaan werk, jy voel siek, jy begin 'n maagseer ontwikkel, jy begin hartpyn ontwikkel. Verstaan jy voel siek, jy voel moeg. Hoekom? Daar's niks fout met jou nie. Ja. Dis jy wil jouself uit daardie situasie uit verwyder. En as jy dit nie doen nie op die langtermyn, jy weet gaan dit jou siek maak. En ek dink nie ons besef dit nie. Dis wat die woord sê. Hy sê soos wat die sonde in die wêreld gekom het deur een mens, en die dood deurgedring het tot alle mense. Daai gedeelte Romeine. Ja. Romeine sê dit mooi. En die woord sonde impliseer. Wat vir my interessant is, as jy gaan kyk na kwantumfisika en wanneer hulle praat en dit is interessant, hulle verwys gereeld terug na die stellings uit die Bybel uit. En iemand het iets baie interessant gesê. Hy het gesê dat in die Christen geloof glo ons gaan gestraf word vir ons sondes. Maar in kwantumfisika het hulle dit bewys dat ons word gestraf deur ons sondes. Of hulle stel dit anders, in ons sondes. Met ander woorde, daardie stelling impliseer dat dit wat jy dink en wat jy uitvoer, het 'n onmiddellike reaksie. Ek stem saam, ja. Verstaan jy? So jy word gestraf in jou verkeerde besluit, Ja. in jou verkeerde keuse. En dis wat ons nie altyd besef nie, is dat daardie verkeerde keuses het 'n onmiddellike implikasie, Want jy word siek. want jy word siek. Dis is Dis presies wat die woord impliseer daar. ja. Dit is eintlik so duidelik as 'n mens dit net so 'n bietjie oopbreek. Ja. Jy maak dit prakties van jou dag-tot-dag lewe. Hoekom voel ek soos ek voel? Dit begin met jou gedagtes, omstandighede. Ek weet en om af te sluit op die laaste gedagte amper, en dan kan jy ook 'n laaste ietsie noem met daar. Ek het toe ek Potch toe trek en weer van die Kaap af. Ek was in Potch, gaan na Kaap toe, kom ek terug. En vra mense altyd van hoekom? Hulle is van hoekom? En dan sê ek vir hulle, weet ek het baie keer dan gaan stap ek in die pad, dan sit ek op die punt van die berg, gaan staan ek daar so 'n groot rots, verskriklike mooi uitsig. En dan kry jy nog Franshoek en wat nog mooier is. Ja, baie mooi wêreld. Yes, dan ry jy pas op en dink jy, "Joh, dis mooi." En ek het baie keer myself gevang waar ek terug verlang na Potch toe. Dan sit ek daar en dink ek, "Ja, wat ek nie sal doen om in Potch te wees nie." En toe besef ek net, dit maak nie saak waar jy is in die lewe. Dit kan die mooiste plek op aarde wees. As jou gedagtes of jou hart verlang na 'n plek toe, dan gaan jy voel dit waar jy is nie goed genoeg nie. En ek probeer dit sê as 'n beginsel van as jy nie seker maak jy leef uit wat die behoefte van jou hart is nie. As jy nie seker maak dat jy jou gedagtes in plek het en beheer is daarvan nie, gaan dit nie saak maak wat jy doen nie, want die gedagtes gaan altyd terugkom. Dit gaan jou altyd herinner aan dit en dit en dit. So dit is belangrik om nie net jou omstandighede te verander nie, maar ook jou gedagtes te kan vasbepaal om dit gevange te neem, seker te maak dis in lyn dit wat die woord sê van jou. Ek weet nie Benny uit jou eie ervaring en wat sal een gedagte wees of een goeie les wees wat jy sal graag wil oordra? Ja, dit is 'n moeilike een want ek dink daar's soveel daar buite, maar ek wil aansluit by wat jy gesê het, is dat jy weet wanneer jy 'n gedagte repeteer in jou denke, dan beteken dit dat jy stel energie vry. Ja? Verstaan jy? Want gedagtes is energie wat ons vrystel. En wanneer ons daai energie vrystel, dan is dit asof ons dit wat ons begeer, dis die stelling wat die woord sê, wat jou hart begeer. Verstaan jy? Dan begeer ons eintlik iets, want dit is 'n gedagte wat jy oordink, jy begeer iets beters. Nou daardie ding wat jy begeer,
dit vorm 'n aantrekkingskrag. Dit doen ja. Verstaan jy? So met ander woorde, dan begin jy in daardie rigting beweeg. En dis my baie belangrike stelling, dat wanneer ons op die punt kom wanneer ons die regte begeertes het en ons besef ons trek die dinge aan wat ons kan verbeter, dan is dit vir my so belangrik dat ek en jy sal besef dat ons moet aandag gee met wat ons denke mee vul. Okay. Ons besef dit nie. So wees versigtig met wat jy jou denke wêreld vul, want jou denke vorm jou toekoms. En dis 'n baie belangrike stelling. So verlang jy na 'n beter toekoms? Kyk waarmee jy jou denke vul. Ek dink dit maak 100% sin vir my. Okay. Dankie dat julle ingeluister het. Benny, dankie vir jou. Ek dink hierdie is 'n lekker gesprek gewees wat jy eintlik elke dag kan gebruik. Ja, dis 'n herinnering vir jou om jou gedagtes te stimuleer met iets positiefs en iets waar. Dis baie natuurlik ook. So, dankie vir julle. Ons sien ons julle volgende week met Spiritual Talk episode 10. Ons sien.